So dankbaar dat ons kan saamkuier op die senders van Radio Kansel en natuurlik Radio Kansel Hartklank. Dit is 'n uitnemende voorreg om saam met jou te kuier. Baie dankie vir jou loyaliteit en jou liefde teenoor Radio Kansel en natuurlik al die werksaamhede waarmee Radio Kansel besig is. Dis inderdaad 'n voorreg om saam met jou op pad te wees met die kruisevangelie in hierdie wêreld wat dit so ontsettend nodig het. Nou, my naam is Janie Pelser, ons program se naam is Naweek Aktueel en ek herinner vir jou daaraan dat hierdie program ook uitgesaai word, natuurlik Sondag aand om 8uur en ons perspektiefopname of dan gesprek wat op 'n Woensdag natuurlik dan live uitgesaai word herhaal eerskomende Sondag en dit is dan om 11uur die oggend. 'n mensdom, ons het oor dieselfde tema gesels waaroor ons nou gaan gesels, maar ons het ons fokus 'n bietjie breër gemaak. Dit was 'n ander paneel wat saamgekuier het. Ek het nou uitnemende stel gaste wat op hulle eie soortige maniere bydra gaan lewer, sodat ook hierdie program baie betekenisvol gaan wees. Nogmaals dankie dat jy ingeskakel is. Mag die program vir jou tot groot seën wees. En dan natuurlik dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Dit is my 'n groot voorreg om eers my paneel aan julle voor te stel. Kom ek begin by professor Henny Stander. En dit is altyd vir my lekker om sommer net te sê, kollegas, want miskien mis ek iewers in die lewe so dinamies en intussen het jy 'n aanstelling in een of ander presidensiële komitee gekry en ek weet nie daarvan nie. Ek noem dit nie en dan is ek nou diep in die moeilikheid. So, dis altyd lekker om te sê, vertel my bietjie, prof Henny, waarmee is jy deesdae besig? Janie, ek is tans professor emeritus in die departement Antieke en Moderne Tale en Kulture by die Universiteit van Pretoria. En ek is, ons het verhuis hier na George toe verlede jaar. En hier in George is ek besig maar met my eie navorsing, 2 boeke wat ek skryf en ook op ander in die sosiale media en ook ander ek gaan nou een van die dae ook 'n Bybelskool hier gee by in my seun se gemeente Bergsig. Ja, dit is maar die dan verder geniet ek my aftrede baie. Baie dankie professor Henny Stander dat ons kan saamgesels. Dr. Jerome Smit, dankie dat ons weer kan skouers skuur. Net so ietsie oor jou konteks deesdae asseblief. Goeiemôre Janie, goeiemôre julle almal. Ek is Jerome Smit, ek is verbonde aan die Huguenot College hier in Wellington in die Weskaap. Ek gee klas vir die teologie studente. Ek gee ook soms klas vir die maatskaplike werkstudente. En dit is vir my verskriklike voorreg om te sien hoe jong mense ontwikkel, gevorm word. En veral in ons konteks speel roeping 'n geweldige groot rol. So ek is altyd opgewonde om te sien hoe die Here mense bymekaar trek en vorm en dan uiteindelik weer in sy koninkryk uitstuur. En om daarbey betrokke te wees is 'n groot voorreg. Voor dit was ek 19 jaar lank predikant gewees in die NG Kerk, in die NG Kerk Brackenfell Wessie in die Kaap. Maar prof Henny sal nou weet, ek is eintlik 'n ou tikkie ook. So ek is oorgeplant hier in die Kaap en al is dit nou al vir 2 dekades my tuiste. Lieflik, baie dankie Dr. Jerome Smit. En dan pastoor Bernard van der Vlies. En ons het ook al dikwels met mekaar skouer geskuur. 'n Man wat 'n merkwaardig talentvolle familie het. En hulle is in die gemeenskap op soveel terreine betrokke, saam met sy pragtige vrou. En dis altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier, Bernard. Vertel vir ons 'n bietjie net so in 'n neutedop, waarmee is jy dan in die besonder besig hierdie dae? Ja, Dominee Janie, dis 'n voorreg om voltyds in die bediening te kan staan. Anderste as die ander 2 radiogaste, het ek nie al daardie wonderlike groot geleenthede om myself as 'n professor of 'n dokter voor te stel nie, maar passievol vir die koninkryk, en ek sê dit nie in minderwaardigheid nie, en ek dink in die bediening meer as 1/4 eeu in Bloemfontein, waar ons arbei vir die Here, en as ek dink aan prof Stefan Joubert se afmetings van Paulus se sendingreise, dan het ek nog heelwat uitstaande tree om 25.000 kilometer vol te maak vir die koninkryk. So ons is nog aan die gang en ons is besig en lief vir die Here, lief vir sy kerk. Ek glo dat ons as kerk in hierdie tyd waar ons bevind ook al hoe meer sal agterkom dat die grense en die skanse en die mure is besig om te verdwyn
want ons het een Vader en hy is die skepper van hemel en aarde en wat 'n voorreg om hier te kan wees. Inderdaad, daarom kan ons net amen sê. Collega's, julle gaan lekker hartlik saamgesels. Ek gaan begin en vir professor Henny vra om hierdie eerste vraag vir ons in te lei. Kom ek doen net by wyse van inleiding die volgende. Die naweek natuurlik, hierdie spesifieke naweek, staan die wêreld stil by gebeure wat eeue gelede die koers van die mensdom onherroepelik verander het. Ek sou kon vra of het dit die koers van die mensdom onherroepelik verander. Ek verwys natuurlik na die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Terwyl gemeentes wêreldwyd die selfprysgawe van die Lam van God in herinnering roep, vra ons vandag die praktiese vraag: wat is die werklike implikasie van Paase op ons verhoudings, ons ingesteldhede en ons menswaardigheid en ander se menswaardigheid in die wêreld van vandag? En dan is ons konteks natuurlik ook Suid-Afrika, die kerke waarvan ons hier verteenwoordigers is, ensovoorts, ensovoorts. En prof Henny, ek gaan vir u vra, maar u moet almal vir ons help asseblief. Mense kan sê, maar hier is soveel goed wat gebeur, as ek nou weer hoor, dan vier julle Paasfees, en as ek weer hoor, is dit Kersfees, en as ek weer hoor, is dit Pinksterfees. Nou, waar kom die klomp feeste vandaan? Waar pas dit in binne die kerklike jaar, dat ek ook daarvan kan probeer sin maak? Asseblief, Henny. Ja, Janie, mens kan seker daardie vraag antwoord deur te praat eers oor die moderne tyd of oor die vroeë kerk. Ek wil graag eers oor die vroeë kerk praat, want dit is my spesialisgebied, en dan wil ek sê dat in die vroeë kerk, in die eerste 300 jaar na Christus, was daar slegs een enkele fees, en dit was die Paasfees. Die vroeë kerk, die eerste Christene, was gekant teen die viering van enige feeste of partytjies, en selfs ook verjaarsdae, jy weet, het gesê, dit is net nie reg om dit te doen nie, en selfs ook dus Kersfees, jy weet, die verjaarsdag, as ek het so kan noem, van Jezus was totaal nie op die kaarte nie, en dan die vroeë kerk het hulle Bybelse tekste daarvoor aangehaal, onder andere gesê, in Genesis 40 vers 20, lees ons van Farao se partytjie, verjaardagpartytjie, en in Matteus 14 vers 6 van Herodes se verjaarsdagpartytjie, en al twee hierdie verjaarsdagpartytjies het op jy weet, op 'n gemors uitgeloop, op groot mense se lewens wat het hulle lewens verloor, en daarom het die vroeë kerk gesê, jy weet, geen feeste nie, maar behalwe Paasfees, omdat Paasfees gaan oor die kruisiging en die opstanding van Jesus, en dit het hulle gesê vorm die pilare van die Christelike geloof. Hulle het gesê dat is soos 'n hamer en 'n ambeeld, nee, die twee goed gaan saam, jy kan nie een hê sonder die ander een nie. En dit het die vroeë Christene dan gesê. So, in die vroeë kerk was Paasfees die enigste fees en 'n groot fees. Dit was ook baie belangrik, dit is as 'n doopdag gebruik, so veral dan nou juist dan op die Sondag, nee, want ons lees byvoorbeeld ook in 1 Korintiërs 2 vers 12, dat dit by die doop gebeur het, dat julle toe saam met hom begrawe is, en julle is ook saam met hom opgewek. So hier kry ons die ding van begrafnis en opwekking, en daarom het die vroeë Christene dan juis ook op die Paaszondag mense gedoop. Later jare, Janie, het daar allerlei ander feeste bygekom, soos Kersfees, en ook ander feeste, jy weet, 'n mens dink veral in die katholieke tradisie ook, ek mens dink selfs aan, weet dat, ander fees wat ons het, is selfs Valentynsfees, nee, wat een van die martelare was in die vroeë kerk. So later het daar ander feeste bygekom, maar ek sal dit maar los aan my kollegas, dat hulle dan nou maar vertel oor die Epifanie en Kersfees en ander Pinkster en so aan. Ek wil nou maar net fokus op die vroeë kerk.
Ek waardeer baie dankie Prof Henny. Ek wil net vir my kontroleer goue boodskapie gee. Woesie, yes, Woesie, I've left my cell phone somewhere and so if you want to communicate with me, will you please make use of the private chat here on the system. I've taken it out and I haven't located it yet, so please forgive me for that. Maar Jerome is terug ook hier op die groot skerm en is lekker om saam te kuier. Jerome, so 'n bietjie net oor rondom die ander Henny het ook daaraan geraak. As ons nou bedink 'n bietjie in terme van die hoe hierdie feeste mekaar dan nou opvolg, nê? Begin ons by die Paasfees, begin ons by Pinkster, waar begin ons as ons wil sin maak van, kom ons sê maar, die heilsgeskiedenis van die lyn wat Nuwe Testamenties gevolg is, Jerome? Dankie Jannie. My aanvoeling rondom die instelling van feeste in die Christelike tradisie lê maar by die feit dat soos wat die geskiedenis ontwikkel het uit die vroeë kerk uit en soos wat die kerk se invloed toegeneem het, ons almal weet dat teen die 4de eeu die kerk die Christendom vryheid gekry het en aan die einde van die 4de eeu is dit staatsgodsdienst gemaak. My beskeie opinie daaroor is dat dit 'n redelike ingrypende implikasie gehad het vir die kerk se selfverstaan en funksionering. Om die ooreenkomstige rede is ek eintlik half dankbaar dat ons nie meer so sterk staatskerk 'n rol in die wêreld speel nie, want dis nie hoe Christus dit bedoel het nie. Maar dis nie teenstaande die integrasie met die kultuur van die tyd en pogings om feeste wat sekulêr was in die kerk se damkring in te bring, was een van die redes hoekom daar feeste bygevoeg is. Ek dink daaraan dat die Kerstyd baie keer gesien word as die kerk se nuwe jaar, alhoewel ek weet die nuwe jaar is eintlik nie aan Kersfees verbind nie. Maar Kersfees het sy ontstaan gevind in die feit dat daar 'n sekulêre fees in die Romeinse Ryk was en dat die fees van die onoorwinnelike son uiteindelik al hoe meer en meer gegaan het oor die feit dat Christus die enigste son en die enigste lig is. En ons moet ook onthou dat die Joodse geloof vier in dieselfde tyd as Kerstyd, vier hulle Chanukka, wat dan die fees van die ligte is. So dit het net absoluut 'n spontane tradisie geword om feeste in te korporeer met bestaande goed. Valentijnsfees wat vandag uiters sekulêr is, wat dan eintlik soos Prof Henny gesê het, 'n martelaar was wat mense gehelp het. Een van die feeste wat in ons tradisie 'n baie unieke een is die Suid-Afrikaanse gebruik om Pinkster bidure te hou in die tyd van Pinkster. Dis iets wat binne die Suid-Afrikaanse 19de 20ste eeuse tradisie sy beslag gevind het. Mens kan terugdink aan mense soos Dominee Andrew Murray en GWA van der Lingen en die herlewings wat in daardie tyd in Woester en in Stellenbosch en Wellington plaasgevind het. My opsomming sou egter wees dat 'n mens moet sien dat daar 'n kerklike kalender is wat basies die eerste 6 maande van die kerklike jaar gaan die fokus op God, die Epifanie is die bekendmaking van God, Drie-eenheid Sondag, die groot feeste wat eintlik sentraal is en bly is Paasfees, dan 40 dae later is dit Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan sien 'n mens na Pinksters breek Koninkrykstyd aan. En dit word ons nou maar tradisioneel met die kleur groen uitgebeeld, wat dan tot en met Kersfees dan nou half die tyd is waar die kerk eintlik homself instel om in diens van die Here in die koninkryk te werk en in die wêreld die Christus te verkondig. So die gebruik om fees te vier, aan die een kant soos Prof Henny sê, het nie noodwendig 'n sterk Bybelse oorsprong nie. Die vroeë kerk het anders gedink oor hierdie goed. Maar soos wat die kerk en die samelewing al hoe meer kultureel vervleg geraak het daar feeste bygekom en uiteindelik het ons dan nou 'n kerklike kalender met verskillende groot hoogtepunte en sit jy dan nou met die feit dat jy 'n klomp feeste het wat ook dan nou versekulariseer het. Ek dink Kersfees is baie meer 'n wêreldse fees as wat dit 'n geloofsfees is, soos wat hy eintlik ook begin het. Paasfees probeer hulle baie hard om paashasies te laat eiers lê en hulle sukkel so 'n bietjie om daai reg te kry, maar vir ons is dit die belangrikste fees want soos Prof Henny gesê het, die hoekstene van ons geloof lê by die kruis en by die opstanding van Christus. So as ek 'n keuse moet maak vir feeste, dan kies ek Paasfees.
Bernard, ek wonder sommer so tussen ons, hierdie spesifieke naweek, hoe rig julle gemeentelike aktiwiteite rondom die boodskap van Goeie Vrydag, Stil Saterdag en Opstanding Sondag in? Het julle spesiale dienste, uitstallings of hoe is die gemeente daarbey betrokke? Ja, Dominee Jannie, ons het ryk geskiedenis. Ons begin gewoonlik die donderdag aand met 'n Bybelse ete waarin ons dan ook van die simboliek wat vervat is in die Pasga tot verantwoording bring wat ons geloof in Christus Jesus is. Hy is tog die vervulling van elke skaduwee of van elke profesie en dan daardie spesifieke donderdag aand het ons gewoon 'n Bybelete, maar ons doen dit in korporasie, wil ek amper sê, met die instelling van die nagmaal. So ons verwys ook na die ek wil sê die vervanging van die Pasga. Ons vind, ek weet nie, by my ander kollegas is daar maar altyd mense wat baie sentimenteel is rondom die judaïstiese tradisies en soms ook wil teruggaan daarin en dan probeer ons mense ook verduidelik dat Jesus die vervulling is daarvan. Dan op Goeie Vrydag natuurlik het ons oggenddiens en op Stil Saterdag het ons gebedstasies waar mense kan aandoen en dan die Opstanding Sondag wat natuurlik vir ons ook 'n baie groot moment is. Maar ek dink as Christen gelowiges moet ons besef dat die Paasfees die kulminasiepunt is van die Christelike jaar. Soos wat Prof Stander gesê het, in die vroeë kerk was daar na hierdie fees verwys as die fees van feeste. En hulle het nie eintlik ander feeste geëerbiedig nie, maar hierdie 3 dae was beskou as 3 heilige dae, Goeie Vrydag, Stil Saterdag en dan Paasfees, die Pasga Tradien, sou mense dit kon doen. So ja, vir ons is dit 'n baie belangrike, wel die belangrikste op ons Christelike kalender en ek dink 'n mens kry veral onder die jonger generasie dalk miskien so ek wil amper sê 'n afwesigheid van kennis, want die woord Paasfees op sigself laat nie reg geskied aan waar dit vandaan kom. As 'n mens dink in Engels Passover, dan gaan dit oor die verbygaan van daardie doodsengel in die uittog in Egipte, hoe dat hy verbygegaan het wanneer die huise se deurposte en se kosyne gestryk is met die hyssop en het hulle geneem en die bloed aangestryk en dan het hy verbygegaan en dit is waaroor Paasfees gaan, is dat in Christus was die straf wat op ons was, het dit verbygegaan en dis die wonderlikste fees wat daar kan wees. Inteendeel dink ek moet ons dit baie groter vier. Professor Henny, nou het ek al vir julle al die titels gegee, u verdien dit ook, en dit is ook deel, maar Professor Henny, en ek ken vir jou as Henny, ons is jarelange vriende, wat 'n voorreg. As 'n mens nou die gesegde, so praat ons oor hierdie gebeure van die naweek, Jesus het vir ons sonde gesterf. Dit sou waarskynlik ons eerste reaksie wees en respons wees van ons vir iemand vra, maar waaroor gaan die gebeure van hierdie naweek? Maar as 'n mens nou dink aan die kruisgebeure, is dit dan so verskriklik wreed, grafies wreed en onmenslik. En dan wil 'n ou nou vra, maar is die mense rebellie dan nou so groot dat dit nodig was om so 'n geweldige prys, die lewe van 'n ander mens te regverdig? Prof Henny en die ander kollegas, hoe dink julle daaroor? Mense sou kon sê, maar sjoe, hy het vir my gesterwe, maar my sonde is so groot. En ek besef sonde is een faset van die betekenis van die kruisgebeure. Prof Henny? Ja nee, dankie dat jy die vraag vra. Ek dink dit is baie belangrik dat ons iets daaroor sê. Ek wil ons eers terugvat nou na die Sondekommissie toe, jy weet, van 'n hele klompe jare terug. Ja. En ons het daar gesien hoe gehoor, jy weet, elke dag op TV, gesien en gehoor van verskriklike korrupsie, verskriklike oneerlikheid, verskriklike diefstal vir staatskaping en alles.
Ja. En nou vandag is baie van daai mense in die parlement en omtrent niemand van daai mense het iets oorgekom nie. Ja, En ja. dan word ons nogal kwaad daaroor en dan sê ons, maar dit is mos nie reg dat mense verkeerd doen en niks oorkom nie, jy weet. Ja. En en ja, ek dink dit wil ek nou deurtrek na die gebeure op Pasen. Ek dink die feit dat dit Jesus so 'n verskriklike dood gesterf het, so verskriklike lyding deurgegaan het, wys net hoe verskriklik sonde is vir God, hoe God daarna kyk. En as God moes gesê het, ag weet julle, as jy nou op jou knieë gaan en jy sê net jammer, dan is dis alles alright, ons vergeet alles en julle kan nou maar weer aangaan, nê? Ja. Dan Ja. maak ons eintlik, doen ons afbreek aan die heiligheid van God. Ek dink dis juis hierdie wreedheid van Jesus se dood, die verskriklike prys wat hy betaal, wys vir ons wat se afskuw God in die sonde het en dat ons dit weer herinner kan word aan God se heiligheid en wat hy van ons verwag en dat ons dan met dankbaarheid kan kyk na dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedra het. Janie, mag ek 'n Ja, tweede Prof, ding Henny, Asseblief, Jerome, praat gerus, Jerome. Bernard was eers. Okay, Bernard, weg is jy. Ja, Ek bedoel op jou merke Prof, gereed Henny, gaan, dis wat ek bedoel. daar sê Ja. die totale ontaarding van die mens word vir ons baie mooi uitgelê in die brief aan die Romeine deur Paulus. As 'n mens gaan kyk in Romeine 3, wanneer hy sê daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. En dan nadat hy die drapering of die aanloop van sy gesprek hier in Romeine 3 dit baie duidelik gestel het dat die heidene is verlore en dan ook die Jode as hulle nie die besnydenis van die hart deurgemaak het nie. En dan sê hy eintlik is die som totaal van die mens verdorwe. So ek dink as 'n mens dink aan die verdorwenheid of soos wat ek groot geword het en ek het baie sentiment by die gereformeerde teologie, naamlik dat die totale ontaarding van die mens is die kruks van hierdie naweek, want sonder Christus is dit onmoontlik om God te behaag. En dan natuurlik die 5 solas van die gereformeerde teologie of dan die reformatie wat die basis vorm van ons geloof. Dit is Christus alleen, dit is genade alleen, dit is geloof alleen, dit is sy woord alleen, dit is God alleen. So vir my is Paasfees eintlik so 'n uitstalruimte van die mens se nood aan 'n redder. En soos wat Prof Stander gesê het, as 'n mens dink aan die omvang en die gruwsaamheid en die brutaliteit waaraan Jesus blootgestel was om vir ons sondes aan die kruis te sterf, dan moet ons aanvaar dat God haat sonde, maar hy het sondaars lief. Dit is ongetwyfeld so. Jerome? Ek wil graag by Bernard se laaste opmerking aansluit en dan ook by wat Prof Henny gesê het. Maar vergun my om 'n tweede lyn te trek. Die lyn van heiligheid en sonde en geregtigheid is 'n baie duidelike teologiese lyn wat ons altyd in ag moet neem as gevolg van die feit dat ons op die manier weet wie God is en sy karakter van heiligheid op die manier eer en respekteer. Maar 'n mens sien ook twee goed in die Genesis verhaal raak wat ek dan nou gou-gou gaan deurtrek as ek na Johannes 3 vers 16 toe gaan verwys. En mens sien in die Genesis verhaal raak dat God voor die sondeval saam met Adam en Eva gewandel het en dat daar 'n verhouding was wat oop en spontaan en intiem was in terme van die karakter van die verhouding. Ons sien dat die sondeval, die groot geleentheid waarop ons hele teologie van verlossing bou. Ons bou eintlik ons teologie van verlossing op Christus. Ek wil dit asseblief net baie duidelik stel. Maar dat die sondeval die implikasie skep vir hoekom Christus nodig is. Ons sien in die sondeval hoe die verhouding tussen God en Adam en Eva vervreem word. Die eerste ding wat Adam doen is hy soek verskoning en hy beskuldig sy vrou. Die eerste ding wat Eva doen is sy soek verskoning en sy beskuldig die slang. Op die einde is daar nie meer 'n verhouding moontlik nie. Trouens het dit weggekry want hulle was skaam. Ons sien hoe God hulle uiteindelik uit die tuin van Eden uitstuur
Want, en dis nou waar die liefdeslyne na vore kom, daar's ook hierdie boom gewees in die tuin, nie net die kennis van goed en kwaad nie, maar ook die boom van die lewe. En hulle word vir hulle eie beskerming weggestuur, want, sê die argument as ek die storie in Genesis reg onthou, as Adam en Eva nog van daai boom ook sou eet, dan stap hulle ewigheid in, sonder dat hulle ooit die vermoë gaan hê om weer met God in 'n verhouding te tree. Dan sien die mense hoe hierdie lyn dan nou uiteindelik as 'n verhoudingslyn, God wat homself telkens bekend maak. Hy maak hom bekend aan Adam, aan Noag, hy maak hom bekend aan Abraham, so gaan die verhaal aan Moses op die berg. Uiteindelik sien 'n mens dan nou die absolute groot bekendmaking van God in Christus, waar God self mens word. So ek sien raak as 'n mens lees, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het om almal wat in hom glo te red. Om baie duidelik vir ons te wys dat ten spyte van God se heiligheid, waar hy die volste reg het om die mensdom vir sy sonde verantwoordelik te hou en geregtigheid te laat seëvier, het God die keuse uitgeoefen om in homself in die offer te dra, wat ons nooit sou kon dra nie, want hy het ons so oneindig lief. En vir my is die hart van Paasfees, saam met die feit dat God my sondes vergewe het, die feit dat God vir my 'n nuwe lewe kom skep het, 'n verlossingslewe, gegrond op die liefdeskarakter wat God in sy eie karakter na vore bring deur mens geword het. En die opstandingsdeel van die Paasgebeure, die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het, is daar die bevestiging dat God se liefde nie net gegaan het oor straf nie, en die geregtigheid nie, maar dat God se liefde gegaan het oor die feit dat hy na hierdie skepping kyk en sê, julle het nou so eintlik so klein bietjie die pad byster geraak, dit is my voorreg om julle terug te trek, want ek het julle lief. En daai verhoudingsbaan kom tot uiting uiteindelik in die feit dat Jesus kom en sê, jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Omdat, en hier is die belangrike punt, omdat die kruis die straf weggevat het en die vermoë om 'n nuwe verhouding te skep moontlik gemaak het. Ek dink Prof Henny het gesê die twee is dieselfde ding, jy kan dit nie vir mekaar skei nie. As dit nie vir die kruis was nie, was die liefdesverbod, die liefdesverhouding en die herstelde verhouding nie moontlik. As ek vir 'n oomblik probeer om 'n lyn te trek, asseblief, ja, welkom. Dominee Jannie, vir my is een van die, ek noem dit altyd 'n yskas magneet teks, is Romeine 5 vers 8, wat sê, hierin het God sy liefde aan ons bewys, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis die evangelie. Presies. Die lyn tussen die Ou en die Nuwe Testament, as 'n mens nou, en ek het nou net grafiese taal gebruik om te verwys na die kruisgebeure, maar in die Ou Testament was die offerdiens self grafies, ek wil amper sê brutaal, die hoeveelheid diere en die feit dat diere geoffer is, wat het dit nou met die boodskap te doen? Waar kom dit nou in, die diere en die offer van die diere, ensovoorts, ensovoorts. Help jy vir ons net, as daar ook luisteraars wat sê, maar ek probeer die twee lyne nou by mekaar trek, want hier is ons of Jesus in die Nuwe Testament, ons het 'n Ou Testament wat vir ons gedurig vertel van offers wat gebring is. Praat gerus enigiemand? Dominee Jannie, ek was bevoorreg gewees om onder Prof Rian Venter by Koffsies, toe ek met my meestersgraad besig was, so 'n bietjie saam met mede-predikante en kollegas te praat rondom die drie-eenheid as sulks. En in hierdie gesprek was daar gesê, dit klink nou of ek 'n wye draai vat, maar was daar gesê, ons moet elkeen 'n gedeelte wat vir ons 'n openbaring is van die drie-eenheid in die Bybel identifiseer. Dis nou aan die einde van hierdie gesprek, en ek het toe nou verwys na Genesis hoofstuk 3. En almal se oë en wenkbroue het gerek, want waar kry 'n mens die drie-eenheid in Genesis? Maar dan sien 'n mens hoe dat God soos 'n vader opdaag op hierdie misdaadstoneel, en dan maak hy asof hy soek. Hy slaan nie toe in die spesifieke spasie nie, dan net 'n bietjie later, nadat hulle sonde eers wou verdoesel en wegsteek, en daar vries Bernard nou 'n oombliekie, hy's nou weg. God, die slang Kom ons kom nou terug na hom toe.
Daar is hy terug. Bernard, jy's terug nadat hy nou vir hulle opsoek. Daar sy askies. Ek vra om verskoning. As ons gaan kyk, ek weet nie waar het om Janie hulle gehoor, om Janie gehoor tot waar het ek gepraat nie. Net daar waar jy gesê het, God soek hulle op, daar in die paradys. God soek hulle op, hy ken hulle koördinate, as ons in moderne taal wil sê, hy kon op hulle toegesak het, maar hy maak asof hy na hulle soek. Wanneer hy hulle vind, maak God ook asof hy nie bewus is van die katarsis waarmee hulle aangedoen is met hulle naaktheid nie. En dan gaan hy weg en hy gaan slag 'n dier, bloed vloei om sonde en naaktheid te bedek, wat natuurlik die beeld van Christus is. En dan die kleremaker, Romeine 14, dis in Romeine 13 vers 14 waar hy sê, beklee julle met Christus, die Heilige Gees wat ons in staat stel. So die eerste poging van God se kant af om met die mense sonde te handel, het bloed veronderstel. Hy moes 'n dier doodmaak. En dit is vir my profeties, kom dit reg deur voor Abraham, Isak se offer, en dan uiteindelik in die Exodus verhaal, die offerdiens wat deur God self ingestel word rondom die tempel, of dan nie die tempel nie, die tabernakel. So ja, die offerdiens, bloed bedek sonde, is iets wat ons outomaties ontdek in Eden. Ek het ook of asseblief, Shalom. En ek het 'n vermoede iemand gaan my nou kan korrigeer op hierdie ene. Maar in die antieke wêreld was daar 'n geloof gewees dat 'n mens se lewe deur bloed gedra word. Dis onder andere hoekom daar in Handelinge 15 gesê is, die mense moes nie die bloed van diere eet nie, want bloed is lewegewend gesien. En die oomblik as jy dan bloed laat vloei, dan gee jy lewe weg. En dit word dan die plaasvervangende offer gewees vir die persoon se lewe, en dis waar die gebruik om diere te offer dan nou half beslag gekry het. Ek seker Prof Henny gaan baie meer kan sê as ek, want ek gebruik nog een van die boeke wat hy in sy kollega Prof Janie Lou geskryf het oor die gebruike en gewoontes van die Bybel. Ek het so gewens, mens kan al die Engelse vertaling van daai en kry, Prof Henny, maar ek weet dis nou dekades terug. Maar dis een van die beste boeke wat iemand nog ooit geskryf het oor hoe om die Ou Testamentiese wêreld beter te verstaan. Die punt wat ek wil maak is, ons sit met hierdie werklikheid dat in die kultuur van die tyd is die gee van offers 'n praktyk gewees wat as aanvaarbaar beskou is. En die simboliek van bloed was baie meer sentraal in hulle gedagtes gewees. So as daar gesê word dat Jesus se bloed moes vloei vir ons sondes, is dit omdat hy sy lewe gelaat het terwyl van ons wat nie nou meer nodig het om ons lewe te laat nie. Dis die een ding. Die ander ding is, en nou sluit ek aan by wat jy nou gesê het, Janie, mense skrik vandag as hulle hierdie wrede goed hoor, en hulle dink, sjoe, dis onaards, hoekom slag jy diere en hoekom moet daar bloed vloei en al daai tipe goed. 3, 4, 5.000 jaar terug was dit die standhoudende kultuur. Dis hoe mense die werklikheid beskou het. Dit was hoe dit gewerk het. En as mens vandag daai brug kan slaan en besef, die wreedheid wat ons vandag as onhoudbaar wreed sien, en ten opsigte van wat hulle verstaan het, help ons verstaan hoe groot Jesus se offer eintlik was. En hoe radikaal dit was, dat hy soos 'n aardsmisdadiger, 'n volksverraaier, 'n vyand van die staat aan 'n kruis gehang is. Want dit is van die slegste strawwe wat hulle kon uitdink vir iemand om iemand te kruisig. Dan kan 'n mens half die insig hê dat hierdie is nie net sommer net 'n offer gewees nie. Hierdie was nie maar net iets, ons moet dit nie verskraal nie. Die impak van wat Christus gedoen het, dis regtig die hart van ons geloof. En Christene het daai ding regtig baie lekker verskraal tot iets fuzzy en warm. En dis nie wat dit is nie. Prof Henny, so dubbelloop, jy wil sekerlik daarop reageer, maar daarmee saam wil ek vra, mens vir jou, en ek sou waarskynlik self te gedoen het, maar nou is dit lekker om te kritiseer, en op afstand te kyk. Jou hand in jou kop in jou hande vashou en sê, hoe kon die mense wat die boodskap en die beloftes moes interpreteer, en die hoop lewend hou by die volk van die Here, en dan vir hulle sê, hier is dit, hier is hy, is hulle die mense wat hom uitlewer om doodgemaak te word. Hoe verstaan 'n mens dit?
Ja, ek sal graag wil aansluit by my twee kollegas wat daar gepraat het. Net eers vinnig iets daaroor sê. Ek stem met elke sinnetjie saam wat hulle gesê het en dan maar net by sê dat ons probeer dit natuurlik mooi maak in ons moderne tyd, nee. Ons vat daai kruis en ons maak silwerkruise en goue kruise en ons hang dit op in die kerk, ons hang dit op ons nekke en so aan om die gruwsaamheid daarvan eintlik weg te neem. Maar ons vergeet dit was eintlik 'n galg, niks anders as 'n galg nie. En waar mense aan opgehang is en doodgemaak is en so aan. So ek wil maar net iets daaroor sê oor die gruwsaamheid daarvan. Maar ja, hoekom het die mense dit dan nou nie verstaan nie en het hulle Christus verwerp? Ek dink in die eerste plek het dit gegaan oor die feit dat die godsdienstige leiers dit heeltemal verkeerd verstaan het. Hulle het 'n verkeerde Messias verwagting gehad. Ek dink hulle het 'n koning verwag soos koning Dawid wat Israel sou bevry van die Romeinse oorheersing, iemand wat sal inkom daar in Israel en daai Romeine almal sal wegjaag en so aan. En dit was hulle siening van die Messias. En toe kom Christus en hy is 'n lydende dienaar. Met ander woorde, hy het heeltemal nie voldoen aan die verwagting wat hulle gehad het nie. En dan dink ek ook maar dat hulle, jy weet, Christus het tog vir hulle geleer, maar hulle harte was verhard. En dit is nou maar net so dat die kruis 'n struikelblok is vir die mense, was 'n struikelblok. Dit was 'n dwaasheid vir die heidene, 1 Korintiërs 1 vers 23. En so dis van die argumente wat ek sou sê is waarom het die skrifgeleerdes en die priesterhoofde dit nie gesien nie, Christus geken nie, herken nie. Dit was in eerste plek omdat hulle verkeerde verwagting gehad het. Hulle oë was dus eintlik blind vir dit wat voor hulle gebeur het. En seker dan ook maar geestelike onderskeiding wat ontbreek het. En verder ook 'n trotsheid, nee, dat hulle nie wou toegee dit wat Jesus vir hulle geleer het nie. In watter mate as mens nou dink aan die offer wat Jesus dan nou gebring het, is die lam van God in die volheid van die tyd. Maar nou, as mens dink aan die duisende offers wat in die Ou Testament gebring is, as vooruitskaduwing van dit wat in die Nuwe gebeur, en hier is een man, en hy betaal met sy lewe aan 'n kruis, onregmatig, maar hy betaal met sy lewe aan 'n kruis, en nou is dit genoeg vir die sonde van die mensheid sedert die begin, ook daar met Adam en Eva ook, omdat die bloed van diere nie die sonde kon wegneem nie. Tot in die volëinding wanneer Jesus weer eendag op die wolke kom, een ou se sterwe betaal vir almal se sonde. Nou, hoe gebeur dit dan nou? Dit is dan fenomenaal. Jerome, kom ek begin met jou. Dat een man kan betaal vir almal se skuld. So ek wens ek kan een ou kry wat net om my finansiële skuld kan betaal, want daar's ook nie enige iemand, daar bly altyd oor. Nee, dis nou sommer net so 'n simpele opmerking, maar een man wat vir almal kan betaal. Jerome? Ek het, toe jy begin praat het, Janie, onmiddellik aan Bernard se opmerking oor die solas gedink. En as 'n mens kyk na ons verklaring vanuit die protestantisme dat slegs Christus kan red, verwoord eintlik hoe sterk ons hoop en ons vertroue op hierdie een man sit. Want ons verstaan van die evangelie boodskap is dat net hierdie een offer voldoende en genoegsaam was. En ons baseer dit op ons aanvaarding dat Jesus werklik God was. Ek dink as 'n mens die Nuwe Testament, die evangelies veral lees en die briewe lees, dan kry mens baie keer die indruk dat die Nuwe Testament Jesus vanuit sy menslike karakter na God toe oplig. God het Jesus uit die dood opgewek, word telkens gesê. So die fokus is heeltyd op God wat Jesus lewendig gemaak het. Maar dan sien 'n mens hoe hierdie belydenis terselfdertyd ook in alles wat gesê word, gefokus word op die feit dat Jesus en God een is. Johannes 1 vers 18 dink ek. Dat ons moet aanvaar dat Jesus God is wat mens geword het, en dat omdat Jesus God is hy sondeloos.
Ons weet dat in sy ontlediging het hy homself in dieselfde gestalte as 'n mens begeef, en dit staan in Filippense 2 vers 5 en 6, maar die uiteindelike hart en karakter daarvan is, ons verklaar as gelowiges, dat net hierdie een offer, op grond van die feit dat dit God self is wat mens geword het, genoeg was. En dit maak die kruisgebeure so ongelooflik sentraal, en dit maak Christus, Jesus, so ongelooflik belangrik in terme van ons geloofsbeskouing. Ons sê, ek plaas my volle, absolute vertroue op daardie een historiese gebeurtenis. Nou, ek is doelbewus as ek dit sê, want dit kan histories bevestig word dat daar 'n persoon met die naam van Jesus was. Sy kruisiging is histories en buitebybels bevestig. Die akkuraatheid van die evangelies se getuienis oor sy opstanding is tekskrities en histories bevestig. Prof, en nie moet nie my stenig as my tekskritiek swak klink nie. Maar die werklikheid van die saak is, ons kan met vertroue vir die wêreld getuig dat die sterwe van Christus die een offer was wat alles regmaak het. Ek stem so saam met wat hy gesê het nou daar, en ek wil sê, ek weet jy het dit nou maar by wyse van spreuke gedoen, maar jy het gesê, hoe kan dit wees dat net een ou, hy weet, ons sonde kan wegneem, en nou ja, ek weet dit was nou maar sommer om die vraag op die tafel te sit, maar ek dink dit is nou waar Guillaume se antwoord bykom. Dit was by ou nie net een ou nie, dit was eintlik die seun van God, God self, wat daardie straf vir ons gedra het. En dit maak die prys wat betaal is geweldig duur. Ja. Nou, rondom die gebeure van daardie dag, asseblief Bernard. Ek dink Janie, ons almal ken die gedeelte waar die hoofpriester gesê het, dis beter dat een persoon sterf vir die volk. Jy weet, die profetiese inhoud daarvan, en dan tereg, soos beide my kollegas die aksent daarop plaas is, dis nie sommer enige iemand nie. Dit is God wat mens geword het. Dit is Jesus, en vir my is die Hebreërsbrief is fenomenaal, want die inleidende, die eerste vers sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En dan net 2 verse later praat hy oor Jesus se karakter en sy wese, die Griekse woordjie karakter, wat sê dat hy die afbeeldsel en die afskynsel is van God. Dit was God wat kom sterf het. Ek bedoel, dit is nie 'n klein offer nie. En ek sê altyd, ons verromantiseer die geboorte van Jesus geweldig, maar as ons dink dat daar 'n oomblik in spasie en tyd was waar die Seun van God sy goddelike attribute, die groot deel daarvan moes op sy skuif, die afleggings verstaan, daar die neerlê van sy Filippense 2, die ontledigingsmodel waar hy niks geword het nie, vasgevang is in 'n vrou se baarmoeder, die prys vir sonde is groter as net Golgotha. Dit is God wat mens geword het. Die hele heilsmodel van hierdie God wat homself kom gee as 'n offer. En dit wat ons sien in die Hebreërsbrief, sy liggaam is geskeur, want die bloed van bokke en stiere kon die mens nie. Net die hoofpriester kon eenmal 'n jaar in die teenwoordigheid van God kom met die groot versoendag, maar in Christus het ons almal nou die toegang tot die Vader, tot God, om in 'n persoonlike verhouding met hom te staan. En dan is daar verskillende dinge wat gebeur, is asof die ganse kreatieurlike werklikheid in beweging kom wanneer Jesus aan die kruishout sterwe. Deel daarvan is dat die tempelgordyn, help ek nie vir nie, daai storie dat mense, en dat ons dit almal beter verstaan, daai tempelgordyn wat nou skeur, wat is die relevantie daarvan? Wel, ek dink dit is eerstens dat symbool daarvan dat skeiding tussen God en mens nou opgehef is, en dat ons nou direkte toegang tot God het, want ons moet onthou dat daardie allerheiligste deel van die tempel kon gewone mense nie ingaan nie, en nou skielik was dit toeganklik, want die gordyn het geskeur. So direkte toegang tot God is nou moontlik,
en dalk ek dink ook verder mense 'n klomp ander goed daarin kon lees in hierdie simboliese gebeure, regte gebeure met simboliese betekenis. Dat ook het dit beteken, ek dink dat dit die einde was van die ou verbond en dat daar 'n nuwe verbond is. En ek dink ook die feit wys dit maar net vir ons dat God die inisiatief geneem het om hierdie toegang vir ons moontlik te maak. Ek glo mense ook ander betekenisse daaraan kan inlees. Met Jerome en collega's. Nou, die tempel is nou ter sprake en dit wat ons gesê het, die gordijn wat geskeer het, tussen die heilige en die allerheiligste gedeelte en die fenomenale boodskap wat dan verbonde is. Maar nou, daar is nou nie meer 'n tempel nie, dit het ophou bestaan met die nuwe verbond en so aan. Iewers langs die pad is die tempel verwoes hier rondom 70 na Christus. Intussen staan daar 'n moskee op daardie tempelterrein vandag. Maar nou is daar groepe wat hulle self beywer en sê nee, maar daai tempel, dan moet 'n derde tempel nou daar verrys. Ek weet nie wat hulle met die moskee wil doen nie, maar en daar's mense wat, en Bernard het daarna verwys, wat 'n sterk aanvoeling het vir die Ou Testamentiese leefwêreld, die judaïsme, die simbole wat daarmee gepaard gegaan het en so aan. Waarom is dit 'n sinlose oefening? Jerome, begin jy asseblief, as jy nie omgee nie. Waarom is dit 'n totaal sinlose oefening as 'n mens die Bybelse boodskap, die Nuwe Testament verstaan, om nou so waar weer 'n keer 'n tempel te wil gaan oprig? Janie, ek wil by voorbaat met 'n apologie begin, want ek dink ek het 'n bepaalde redelike sterk standpunt hieroor. Wat dit dalk beteken dat ek 'n paar mense kan ontwrig as ek 'n duidelike opmerking maak en nie noodwendig diplomaties is nie. My onrustigheid oor die beweging om die Joodse geloof te herstel onder Christene, en my onrustigheid oor die idee om 'n oorlog te bewerkstellig om Armageddon aan te jaag, en my onrustigheid om 'n derde tempel te bou, is gebore op vanuit twee teologiese oorwegings. Die eerste een is die feit dat die terugkeer na die Joodse praktyke en tradisies en geloofsgebruike is myns insiens 'n terugneek in die wettisisme in. Waar ons uiteindelik die verlossing en die genadeboodskap vat en dit weer kwalifiseer deur te sê ons moet nou 'n klomp goed doen om verlossing te bewerkstellig. En ons weet al daai wette was wette gewees wat 'n lewe voor die aangesig vir God verwoord, maar is elke keer gepaard gegaan gewees met die offers wat gebring moet word. Want die twee was twee pole van dieselfde ding. Nou is die finale offer gebring en al die offers is tot niet gemaak in hierdie een offer, maar nou wil ons terugneek in die wettisisme in, want ons wil eintlik op daai manier sê ons wil nog steeds vir onsself verantwoordelikheid aanvaar vir ons verlossing. En dis nie Bybelse teologie nie. Die tweede ding lê vir my in die feit dat ons op hierdie stadium in 'n verdraaiing van die eindtydboodskap inloop, waar ons, en ek sê dit met respek, want ek het respek vir mense wat glo dat daar 'n wegraping in 'n 1000-jarige vrederyk is en of op pad is, so ek bevraagteken nie hulle teologie vir hulle nie, asseblief. Ek is mos nou gereformeerd in 'n NG dominee, so ek is nie noodwendig in daai tradisie nie. Maar die werklikheid is, wat ons hier sien is, ons sien 'n hyperfundamentalisme wat probeer om met menslike pogings die eindtyd te bevorder, aan te jaag, te bewerkstellig en vir God voor te skryf wat hy moet doen. En om 'n derde tempel te bou, net omdat dit nou weer een of ander iets is wat met 'n profesie gepaard gaan, daar's geen Bybelse substansie daarvoor. So, ek val nou weer op die 5 solas terug. Die solus Christus en die sola scriptura. Die Bybel sê Christus het die finale offer gebring. Ons leef reeds in die eindtyd van sy opstanding af. Ons wag vir sy terugkoms. Intussen moet ons so ver as moontlik gaan om mense te vertel wie die verlosser is. Ons moet nie probeer om die eindtyd te verhaas nie. Dis absoluut God se werk. Trouwens, 'n mens kry die indruk dat God se genade so groot is dat hy die eindtyd sou uitstel as hy nog mense tot geloof kon laat kom. Dis so groot as wat God se liefde vir ons is. So ek is baie onrustig oor mense wat wil tempels bou en wil wette instel en Joodse name begin gebruik om van Jesus te praat. Ek sê dit met respek, maar ek dink dit is ver van wat die Bybel oor Jesus se boodskap en toekoms leer. Wat daarmee verband hou hier nie is, en ek verlei nou om op daardie terrein te beweeg, dalk is gaan nie net 'n opmerking kan maak met ons tyd raak klaar, maar is om die hele gedagte van, ek bedoel Christus het 'n kosmiese implikasie.
Die koninkryk van God is 'n wêreldwye gestalte en wil die wêreld toenemend intrek in hierdie nuwe bedeling. En dan sal mense wat baie sterk voel, maar Israel en die terugkeer van Israel 48 is alles deel van Bybelse profeseë. Daar selfs pogings tans om die Ou Testamentiese grense wat getrek is rondom die grondgebied van Israel, en baie van dit wat tans gebeur, dink ek val juis binne daardie verwysingsraamwerk, en daar's Christene ook in Suid-Afrika wat verskriklik opgewonde is daaroor. Nou word daardie Ou Testamentiese grense van die fisiese volk Christus van Israel word nou 'n werklikheid, en daarom is die oorloë en alles wat daarmee gepaard gaan is nou geregverdig. Maar daar het 'n radikale nuwe bedeling gekom met die koms van Christus en die opstanding. En nie kom probeer jy, of vertel vir ons hoe nou probeer jy, hoe kan ek nou so iets sê, en dan Bernard asseblief die hand ook op is, weet nie? Ja, ek kan maar net sê wat Guillaume gesê het, kan ek net op sê amen, ja, amen, jy weet, dit is verseker so. En dan wil ek, en die woord kosmies, jy weet, dat Christus 'n kosmiese betekenis het. Interessant genoeg het die vroeë Christene, as ek my kokord weet, beroep ek my op die vroeë kerk, en kan niemand my van iets beskuldig nie, want ek sê maar net wat die vroeë kerk gesê het, en hulle het nogal gesê dat Christus se koms het kosmiese betekenis, en dan het hulle gesê, daai kruis se vertikale punt is verbind die hemel met die aarde, en die dwarsbalk verbind die ooste met die weste, om te sê Christus se kruis het kosmiese betekenis. Beteken dit beteken het vir almal, dit beteken nie almal word gered nie, dit beteken almal kan gered word. Nee, die redding is vir een en elkeen bedoel. En as dit kom by dit is al wat ek wil verstaan onder die kosmiese betekenis van Jesus Christus se kruisiging. Bernard, in 1 minuut het jy 'n laaste woord, en dan moet ons saamvat. Ja, ek wil aansluit, Dominee Jannie, dat Johannes 3 vers 16 so bekend aan ons, want so lief het God die wêreld gehad. Die evangelie van Christus is inklusief. Dit is nie iets wat eksklusief of met voor- en afkeure ten opsigte van etnisiteit of kultuur of taal of wat ook al te maak het nie. Hierdie evangelie is soos 'n kaleidoskoop van genadekleure wat vir alle nasies uitgegaan het. En daarom dink ek, as die kerk besef dat ons die draer is van hierdie boodskap, dan gaan ons nie met sekere sentimente na sekere mense toe uitreik of sekere mense op 'n hoër vlak plaas nie, want God het die wêreld lief gehad. En dit is belangrik, dis die boodskap van Christus aan die kruis, dis hoekom daar in 3 tale geskryf is, hy is die koning, want dit was die handelskruising gewees van die ou Mesopotamië, Egipte en Fonisië. Dit was buite die stad, dit was 'n uitstalruimte van God om te sê, hier is die genade aanbod vir alle mense. En dit is tog die opdrag wat Jesus in Matteus 28 vers 19 gee, maak disippels van alle nasies. Collega's, wat 'n heerlike insiggewende gesprek, en ek is seker dat ons luisteraars dieselfde ervaring het, en in aansluiting ook by die gesprek wat ons in perspektief gehad het, wat dan nou Sondagoggend 10:00 uitgesaai word, of dan nou liewer 11:00 uitgesaai word, en daar het ons met professor Tanya van Wyk, Dominee Jan Libbe en professor Jan Venter en ook Bernard Bekink gesels, en daar weer 'n klomp ander perspektiewe op die tafel gekom. Jy kan die rykdom van God se genade kan jy nie vasvat in 'n leeftyd se programme nie. Wonderlik, baie dankie dat u saamgekuier het, professor Henny Stander, pastor Bernard van der Vlies en Dr. Guillaume Smit. Dit was 'n heerlike voorreg om saam met julle te kuier. Baie dankie Jannie, ek sê ook dankie aan my 3 kollegas. En dan ook aan Boesie vir die sorging. En liewe luisteraar, mag dit met jou wonderlik gaan. Mag jy 'n fenominale Paasnaweek geniet in die teenwoordigheid van die Here, jou geliefdes, die geloofsgemeenskap en wat ook al dan deel van jou verwysingsraamwerk is. Daarmee baie dankie, totsiens, alles wat mooi is. Ons gesels volgende week weer verder met mekaar. Totsiens.